Goeiemiddag graad 12 leerders. Welkom op die vandagse geskiedenisles. My naam is meneer Dixon. Die les is aangebied deur die Noord-Kaapse Departement van Onderwys en 'n vennootskap met Pakama Research and Development. Nou leerders, vandag gaan ons weer praat oor die Waarheid en Versoeningskommissie. Maar dit is belangrik dat ons altyd voor ons begin met enige geskiedenisles kennis dra hoe die vraestel gaan opgestel word. Van die ultimatum is basies ons in graad 12 om die einde van die jaar eksamen af te lê. Die vraestel gaan soos volg wees. Onthou leerders, daar's twee vraestelle, vraestel 1 en vraestel 2. Albei vraestelle is verdeel in afdeling A en afdeling B basis. Vraestel 1 het afdeling A, vraestel 2 het afdeling A en vraestel 1 het afdeling B, vraestel 2 het ook afdeling A. By vraestel 1 kry ons vraag 1, vraag 2, vraag 3 en dis die brongebaseerde vraag. Dan afdeling B kry ons die langvraagbasis. In vraestel 2 kry ons ook vraag 1, 2 en 3, dit is die brongebaseerde vraag. En afdeling B kry ons die langvraagbasis. Maar vandag gaan ons meer inspits op vraestel 2 en die tema wat ons mee gaan onderhandel vandag is die Waarheid en Versoeningskommissie. So, dit is basis vraag 2 by vraestel 2. Onthou leerders, vraag 2 by vraestel 2 basis. Kom ons kyk eers na die lesdoelwitte. Baie belangrik dat die lesdoelwitte sê vir ons wat moet bereik word op die einde van die lesbasis. So ons gaan vandag kyk na die debattering wat plaasgevind het, die debats. Dit beteken die verskillende debats oor die Waarheid en Versoeningskommissie. So die eerste doelwit wat ons moet na kyk is wat ons moet bereik by die einde van hierdie les is dat die les behoort in staat te wees om die volgende te doen. Bespreek die positiewe aspekte van die Waarheid en Versoeningskommissie, verklaar die Waarheids- en Versoeningskommissie se amnesty te bepaal, bespreek die probleme met die amnesty basis. En dit is basis ons het gekry van die KEPS dokument af, bladsy 30, die Departement van Onderwys 2021, eksamenriglyn, bladsy 6 basis. Kom ons beweeg na die voorkennis toe. Nou wat is die voorkennis? Die voorkennis beteken, wat het ons voorheen gedoen of voor hierdie situasie plaasgevind het, dit is wat die voorkennis is basis. Die volgende is wat ons gaan bespreek in die vorige les. Rede vir die Waarheids- en Versoeningskommissie, vorming van 'n geregtigheid en van die Waarheids- en Versoeningskommissie. Ons kan sien, daar is 'n spotprent vir ons, is 'n fotograaf wat gepubliseer is, en ons kan sien vooraan die fotograaf sien ons vir aartsbiskop Desmond Tutu en Alex Bouwering. Hulle twee is die voorsitters en dan die res van die mense, soos u kan sien op die fotograaf, hulle is die mense wat deel was van die komitee van die Waarheids- en Versoeningskommissie basis. Kom ons beweeg gewoon na die terminologie toe. Soos ons sal sê, die konsepte. So die terminologie en die konsepte is wat ons mee gaan deel gou. Die eerste konsep is heksjag. 'n Heksjag is 'n ondersoek om mense te onthul wat verdink word van 'n misdaad, maar dikwels as 'n middel om diegene met teenstrydige opinies te ondermyn basis. Kom ons gaan na die volgende ene toe. Die volgende is die kontroversiële. Dit beteken kontroversiële beteken 'n kwessie waaroor mense sterk en wyd verskillende opvattings het basis. Volgende terminologie
getuienis, verklaring of belydenis oor uiterste menseregte skendings, misdade wat tydens apartheid gepleeg is. Dit is basically die getuienis, dan vervolging, die aksie om iemand in 'n hof te beskuldig van kriminele gedrag basis. Kom ons gaan na die basiese assessering toe. Basiese assessering leerders, dat beteken, ons moet nou doen sekere vrae oor die vorige les wat gebespreek was. So die eerste vraag wat gevra word, dit gaan basies oor hierdie spotprint hieronder basies. So by hierdie spotprint kan ons sien, en dit is in Engels geskryf. Kom ek lees eers die Engelse gedeelte en dan gaan ek vertaal. As the TRC scales mount evidence. Dit beteken die skaal van die waarheid en versoeningskommissie beteken soos die skaal beweeg, beteken dit dat meer, as ons kyk, wat is evidence? Evidence beteken bewyse. Soos die mense op die skaal staan van die waarheids- en versoeningskommissie, beweeg die skaal meer en meer na bewyse wat gevind was van misdade wat gepleeg was gedurende 1960 tot en met 1994 basis. En ons kan sien dat hier is hulle justice beteken die gereg, en ons kan sien dat die bo die gereg staan het retributive justice, dit beteken dat u word gestraf volgens die retributive justice basis. Baie belangrik dat ons moet verstaan, leerders, dat jy sien dat 'n vrou en gereg is hieronder geskryf. Dit beteken elke geregstelsel in elke land word gesien as 'n sy-basis op die einde van die dag. En as ons die vraag kan gou na kyk en dan gaan ons na die antwoorde toe. Die eerste vraag wat gevra word, definieer amnesty in die konteks van die waarheid- en versoeningskommissie. Dit is die eerste vraag. Verduidelik kortliks die voorwaardes van amnesty. Verduidelik kortliks die verskil tussen vergeldende. Vergeldende is nou basis wat ons sê retributive justice en herstellende geregtigheid basis. So herstellende geregtigheid beteken in Engels restorative justice. Vraag 4. Watter vorm van geregtigheid het die waarheid- en versoeningskommissie toegepas in Suid-Afrika? Kom ons gaan na die antwoorde toe gou. Die eerste antwoord is amptelike vergifnis vir iemand wat 'n politieke gemotiveerde misdaad tydens apartheid of tussen oortredendes van 1960 tot en met 1994 gepleeg het basis. So die basis hierso is amptelike vergifnis. Baie belangrik, amptelike vergifnis. Dan kyk ons na politieke gemotiveerde misdaad en dit moet met apartheid gecombineer word op die einde van die dag. Dan die antwoord nommer 2. Die oortreder moes die hele waarheid oor die misdaad wat hulle gepleeg het open. Dit beteken restorative justice. Dit sê vir ons gelyk. En dan beweeg het bevorder dan na vergifnis, genesing en versoening basis. So die persoon moet die hele waarheid vertel. Eerste oor die misdade wat gepleeg was en dit moet polities gemotiveerd is op die einde van die dag. Antwoord nommer 3. Vergeldende geregtigheid bevorder wraak, straf en vervolging basis. In Engels, vergeldenheid is retributive justice. Nommer 4. Die waarheid- en versoeningskommissie het restorative geregtigheid toegepas. Moes bewys dat die misdaad polities of politiek gemotiveerd was op die einde van die dag. Hier is die 4 vrae wat ons kan sien en hierdie 4 vrae is gebaseer op die basiese assessering. Die begin assessering voor ons begin met die les vandag. So vandag se les is oor die debat. So ons gaan ook kyk na die debat betreffend die waarheid- en versoeningskommissie. Kom ons gaan gou na ons eerste pak notas toe. Die eerste ene is
baie belangrik leer dat ons moet verstaan dat die positiewe aspekte van die Waarheids- en Versoeningskommissie, ons kan sê, ons het in hakies gesit, TRC, sodat leerders kan weet dat die Truth and Reconciliation Commission beteken Waarheids- en Versoeningskommissie as 'n instrument van versoening gebruik was. Nou die vraag is, wie het hierdie instrument ingestel basis? Die persoon wat dit ingestel het, of wat dit voorgestel het, was ons vorige president, Nelson Mandela. Hy het gevra basis dat daar moet 'n maatreël ingestel was waar mense nie amptelik kan gestraf word nie, maar daar moet versoening plaasvind teen die persoon wat die daad gepleeg het en die persoon wat die daad teengepleeg was basis op die einde van die dag. Dan die Waarheids- en Versoeningskommissie het 'n platform verskaf vir slagoffers om hulle verhale te kom vertel en vir oortreders om amnesty aan te vra basis. So die baie belangrik hierso. Slagoffers is die persoon wat die daad aangedoen was. Baie belangrik dat ons dit verstaan, leerders. Slagoffers is die persoon wat die daad aangedoen was op die einde van die dag. Dan die oortreders, hulle is basis die mense wat die daad gepleeg het op die einde van die dag. So die slagoffers moet hulle verhaal kom vertel, die oortreders moet vra vir amnesty. So om te vra vir geldskeiding of amnesty, dit beteken dat die persoon moet die waarheid praat, die misdaad moet polities gemotiveerd was op die einde van die dag. Dan gaan ons na die volgende punt toe. Die blootstelling van die verhale van slagoffers en die oorlewendes in die openbaar het 'n mate van genesing vir baie mense gebring. Onthou nou, ons praat nou van die debat wat plaasgevind het oor die Waarheids- en Versoeningskommissie. So omdat hulle verhale vertel het, sê hulle, ons praat van die slagoffers, sê hulle dat genesing plaasgevind. So die vraag is nou, hoe het hierdie stelsel plaasgevind basis? As hierdie misdaad gepleeg was in byvoorbeeld in Johannesburg, in die middestad van Johannesburg, dan het hulle gegaan na die stadsaal toe en in die stadsaal basis het die kommissie die hele saal opgestel en in die saal was dit basis soos 'n hofbasis. So dit sê die voorsitter of die visievoorsitter van die Waarheids- en Versoeningskommissie het daar gesit en hulle het nog geluister na hierdie verskillende verhale wat plaasgevind het op die einde van die dag. Maar hulle sê dat die verhale het toegelaat dat baie mense genesing gevind het, want sekere mense het nie geweet waar hulle familielede was nie, want hulle was ontvoer en deur te praat oor hierdie verhale en om te luister wat die oortreder gedoen het teen hulle familiemense, het genesing gedoen volgens die Waarheids- en Versoeningskommissie. Dan die volgende punt is die slagoffers het afsluiting verkry toe oortreders die hele waarheid oor wat gebeur het vertel het. So dit sê die slagoffers het afsluiting gekry. So afsluiting beteken basis leerders dat hulle was vrygestel. Dit sê hulle het nie gebeweeg na die volgende stap. Nou die volgende stap beteken dat hulle moet nou verskyn het in 'n normale hof en dan sal hulle tronkstraf gekry het, maar die afsluiting beteken hulle het nou amnesty gekry as hulle die hele waarheid vertel het en die misdaad was polities gemotiveer op die einde van die dag. Dan die volgende punt leer is sommige slagoffers van ernstige menseregte skending en lede van hulle families kon oortreders vergifnis skenk, veral wanneer hulle berou getoon het. Ons praat nou hier van die positiewe aspekte en die debat was basis van die positiewe punte af. Dat mense het genesing gekry, mense was, die slagoffer was afgesluit, dit beteken hulle het amnesty geontvang en op dieselfde dag is sommige slagoffers kan vergifnis
gevra het by die persoon wat die daad aangepleeg was op die einde van die dag, en of hulle kan verskoning gevra het aan die familie as die persoon nie weer daar was basies nie. Maar belangrik, vergifnis het plaasgevind, en dan praat ons van wat soos ons sal sê in Engels, reconciliation het plaasgevind basies op die einde van die dag. Kom ons gaan verder met die debatte wat plaasgevind het. Verskillende menings oor die Waarheids- en Versoeningskommissie. Sommige mense wou hê die Waarheids- en Versoeningskommissie moes vergeldende geregtigheid toepas. Nou, vergeldende geregtigheid is wat ons sê, dit is retributive justice. Dit beteken, jy gaan na 'n normale hof toe en jy kry tronkstraf. Dit is wat meeste mense gevoel het op die einde van die dag. Ander het die hele idee van die Waarheids- en Versoeningskommissie teengestaan en geglo dat dit wonde sou heropen, wat begin het om te genees op die einde van die dag. Dit is die tweede punt. Die derde punt, sommige blankes het die verrigtinge geïgnoreer en gedink dat die verlede net gelos moet word soos dit was. Die vierde punt, hulle het die Waarheids- en Versoeningskommissie as 'n heksjag beskou basies. So nou kan ons sê, hierdie 4 punte is die negatiewe. Die eerste debat is die positiewe kant, en nou praat ons van die negatiewe kant van die Waarheids- en Versoeningskommissie basis. So die eerste ding is, baie belangrik, baie het gevoel dat spesiaal die persone wat die daad aangepleeg was basis. Hulle het gevoel dat hierdie persone wat die daad gepleeg het, moet vergeldende geregtigheid moet basis toegepas word in daardie situasie weens die misdaad wat gepleeg was. Dan het hulle ook gevoel dat dit maak net ou wonde weer oop basis wat besig was om te genees. Dan die blankes het gevoel dat hulle gaan nie luister of hulle gaan nie die uitnodiging aanvaar as hulle gevra word om te verskyn voor die Waarheids- en Versoeningskommissie nie. Dan laaste het baie mense ook gevoel dat hierdie is 'n heksjag. Dit beteken sekere mense was geïdentifiseer om sekere vrae te beantwoord om uit te kom by ander mense wat nie wou verskyn voor die Waarheids- en Versoeningskommissie op die einde van die dag nie. So leerders, kom ons gaan verder aan met die verskillende debatte wat plaasgevind het. Sommige families was krities oor die Waarheids- en Versoeningskommissie proses, veral die familie van die leier van die Black Conscious Movement, Steve Biko, en ander het onsuksesvol aansoek gedoen by die grondwetlike hof om die hele proses te stop op die einde van die dag. Maar dit het nie geseëvier nie. So Steve Biko se familie was baie ongelukkig oor die vergunning wat gegee was aan die polisiemanne wat verantwoordelik was vir die dood van Steve Biko. En ander mense het basies weer gevoel dat die grondwetlike hof moet die hele proses oorvat of hulle by die hele proses stop op die einde van die dag. Egter, Nelson Mandela en ander het geglo dat dit belangrik was om die onregverdigheid van die verlede bloot te lê, sodat Suid-Afrikaners kon vorentoe beweeg op die einde van die dag. So wat was die ultimate doel van die Waarheids- en Versoeningskommissie? Is om seker te maak dat Suid-Afrika vorentoe beweeg, dat die mense genesing vind. En hoe vind hulle genesing? Hulle vergeet van wat gebeur het op die einde van die dag. Dit was die ultimate daad waarom die Vryheids- en Versoeningskommissie gestig was op die einde van die dag. Kom ons gaan kyk na die versoeningsbepalings. Wat was die ultimate bepalings op die einde van die dag? Oortreders moes aansoek doen vir amnesty in verband met elke een van hulle misdade, 'n volle bekendstelling van die misdaad verskaf en bewys dat hulle aksie politieke gemotiveer was op die einde van die dag. Dit moet polities gemotiveer was op die einde van. As dit nie polities gemotiveer was dit eenkant gesit. Amnesty was beslis nie outomaties nie. Van 7,116 aansoeke vir amnesty is slegs 1,167 goedgekeur. Baie belangrik dat ons moet verstaan. 7,116 mense het aansoek gedoen
Maar dit beteken al hierdie sake was na geluister. Maar 1167 was goedgekeur op die einde van die dag. Dit beteken die ander applikasies wat gemaak was nie polities of die persoon het nie die waarheid vertel nie. Dan punt nommer 3, oortreders wat nie aansoek gedoen het vir amnesty nie, het moontlike vervolgings in die gesig gestaar. Basies, hulle het nog gegaan na 'n grondwetlike hof toe, of soos ons sal sê 'n normale hof, en hulle sou toe straf gekry het basies op die einde van die dag. Want hulle misdaad was nie polities gemotiveer nie. Baie belangrik leerders dat om amnesty te kry, jy moet die waarheid vertel en die misdaad moet polities gemotiveer was op die einde van die dag. Die getuienis van oortreders het die kommissie in staat gestel om verdere aansoeke te doen basis op die einde van die dag. Deur die getuienis van die oortreders is meer waarheid ontdek. Die amnesty proses het slagoffers en oortreders 'n geleentheid aangebied of gegee om mekaar van aangesig tot aangesig te staar en te ontmoet, en dit het hulle gehelp om vorentoe te beweeg. Van 'n voorbeeld, Andries Treurnig het verskyn voor die Waarheids- en Versoeningskommissie, en hy het die familie van die mense wat doodgemaak was gedurende die apartheid era, en hy het met hulle gesit en hy het met hulle gesels tot en met vandag toe. Is Andries Treurnig nog steeds besig om daardie familielede uit te help. En dit is nou wat ons roep nou versoening wat plaasgevind het tussen wit en nie wit nie op die einde van die dag. Baie belangrik leer dat ons moet verstaan dat die waarheid en versoening, so die woord versoening beteken dat daar versoening plaasgevind. Dit beteken die slagoffer en die oortreder kom by mekaar en hulle probeer die situasie beredder en mekaar vergewe en hulle beweeg toe verder aan. So die kwessie van amnesty basis. Hoekom amnesty? Hoekom moet hulle afsluiting kry op die einde van die dag? So die kwessie van die toestand van amnesty was baie kontroversieel. Dit sê vir my dat almal het nie saamgestem dat amnesty moet toegepas word, omdat dit baie kontroversieel was op die einde van die dag. Sommige van die slagoffers of hulle gesinne was kwaad dat die oortreders van grootskaalse menseregte skending strafloos daarvan afgekom het op die einde van die dag. Baie slagoffers het dit moeilik gevind om te aanvaar dat mense wat skuldig was aan gruwelike misdade toegelaat kon word om vry rond te loop, net omdat hulle 'n openbare beleidings- en versoening gemaak het op die einde van die dag. Sommige slagoffers was kwaad oor die feit dat nie almal wat vir amnesty aansoek gedoen het, berou vir hulle dade getoon het nie. Oortreders wat nie vir amnesty aansoek gedoen het nie, moes vervolg word, maar dit het nie gebeur nie. PW Botha het geweier om aansoek vir amnesty te doen en hy is nie vervolg op die einde van die dag nie. Kom ons gaan gou na 'n aktiwiteit toe. Leerders, so basis ons kyk na die debatte wat plaasgevind het, die positiewe debat en die negatiewe debat, en het ons kyk na die kwessie van amnesty op die einde van die dag, dat almal was nie gelukkig nie, want sekere mense het nie amnesty verdien nie, en sekere mense wat moet dan moet verder ondersoeke nog gedoen was nie gedoen op die einde van die dag nie. So kom ons gaan gou na die aktiwiteit toe. Dit is bron 2B. Hierdie aktiwiteit is basis op die inligting wat ons nou net bespreek het. Kom ons lees gou hierdie aktiwiteit. Bron 2B, en ons lees hierso leerders. Bron 2B, die bron hieronder is geneem uit 'n boek geskryf deur Mapela Rampile en handel oor die redes waarom PW Botha geweier het om met die Waarheid- en Versoeningskommissie saam te werk. Kom ons lees die bron. 'n Ander omstrede saak was die van voormalige president meneer PW Botha.
Hy het geweier om saam te werk met die Waarheids- en Versoeningskommissie en dit is as 'n instrument verwerp wat poog om die Afrikaner geskiedenis en die bydrae wat sy voorouers tot Suid-Afrika gemaak het te eerbiedig. Tutu het probeer om hom op baie maniere te oortuig. Hy is maande gegee om vrae van die Waarheid- en Versoeningskommissie te beantwoord. Tutu het Botha by sy huis in die wildernis Suid-Kaap besoek om te probeer om hom te oorreed om verantwoordelikheid te aanvaar vir die beleid wat onder sy toesig gevolg is. Botha was sonder berou tot die bitter einde. Volgens hom het die Afrikaners niks verkeerd gedoen nie. Hulle het net hulle God gegewe verantwoordelikheid vervul om Christen nasionale waarde teen terroriste en kommuniste te verdedig. Tutu het Botha met groot respek en eerbied behandel, selfs al het hy nie saamgestem met sy siening op die einde van die dag nie. Die hof het Botha aangespreek vir die omdat hy geïgnoreer het, van 'n dagvaarding om voor die Waarheids- en Versoeningskommissie te verskyn. Selfs in die hof het Tutu nie sy rug op Botha en die kans om die land te genees gedraai nie. Hy het aan Botha voorgestel om te erken dat sy regering se beleid gelei het tot 'n wangedrag deur verskeie regeringsbeamptenare en dat hy jammer was, maar Botha was volhardend tot die bitter einde. Sommige lede van die kommissie het gevolg dat Tutu oor die rug gebuig het om 'n skuldige misdadiger te ontmoet wat geen berou getoon het nie. Dit was nie enige persoon nie, maar iemand wat 'n leierskapposisie beklee het. Moes hy nie verantwoordelikheid aanvaar het vir sy menseregte oortredings tydens 'n regeringsstelsel waarvan hy so lank die hoof was nie. Ander het weer op die risiko's gewys van om president Botha destyds te verneder. Gegewe die brosheid van die nuwe demokrasie was daar 'n gevaar dat die regsvleuel kon ontstaan basis op die einde van die dag. Van die rusting van die gees deur M. Rampile. Kom ons gaan na die vraag toe gou. Die eerste vraag is, waarom het P.W. Botha volgens die bron die Waarheids- en Versoeningskommissie verwerp? Dit is die eerste vraag. Tweede vraag, 'n kommentaar op die houding teenoor die werk van die Waarheids- en Versoeningskommissie deur P.W. Botha en Desmond Tutu basis. Waarom dink jy was dit belangrik vir P.W. Botha om voor die Waarheids- en Versoeningskommissie te verskyn? 2.2.4 kommentaar oor die beperkingen van hierdie bron vir 'n navorser wat die Waarheids- en Versoeningsverhoor bestudeer basis op die einde van die dag. Kom ons kyk gou na die eerste vraag, 2.2.1. Hoekom het P.W. Botha volgens die bron die Waarheids- en Versoeningskommissie verwerp? Kom ons kyk na die eerste antwoord. Hy het dit verwerp omdat hy dit gesien het as 'n instrument wat poog om die Afrikaner geskiedenis te ontsuur. Die bydrae van sy voorvaders tot Suid-Afrika te ontsuur op dieselfde tyd. So die vraag is hierso, hoekom het P.W. Botha die Waarheids- en Versoeningskommissie verwerp? So die antwoord is basies, hy het dit verwerp omdat hy dit gesien het as 'n instrument om wat poog om die Afrikaner geskiedenis te ontsuur. En sy voorvaders se bydrae gedoen het te ontsuur op dieselfde tyd also. So kom ons gaan na 2.2.2 toe. Kommentaar op die houding teenoor die werk van die Waarheid- en Versoeningskommissie deur P.W. Botha toon geen berou. So ons moet 'n kommentaar lewer oor volgens oor P.W. Botha en Desmond Tutu basis. P.W. Botha toon geen berou nie. Hy het geen respek vir die posisie van Tutu en die Waarheids- en Versoeningskommissie nie. Nou kom ons praat oor Tutu nou. Desmond Tutu het respek en empatie getoon voor voormalige
vyande op die einde van die dag. Ons gaan na die volgende vraag toe en jy kan sien daar is die antwoord. Waarom dink jy was dit belangrik vir PW Botha om voor die Waarheids- en Versoeningskommissie te verskyn? Die antwoord, hoekom dink jy dit was belangrik vir PW Botha om voor dit te verskyn? Nommer 1, PW Botha was die leier. Hy was die leier. Ons kyk na belangrik. So leerders, as jy die vraag lees, onderstreep die woord wat belangrik is. Onderstreep die woord waarvoor ons die antwoord soek. Ons soek, hoekom was dit belangrik? Omdat hy die leier was. En dit is baie belangrik dat ons moet weet wat is belangrik in die vragen en wat word daar gesoek. En as ons ook kyk leerders, kom ons kyk na die punte toekenning. Ons kan sien dat hierdie nommer wat voor is, beteken die aantal antwoorde wat moet verskaf word op die einde van die dag. Die tweede, so sê vir ons, hoeveel punte gaan jy kry vir een antwoord. So hier kan ons sien, basis, ons moet 2 antwoorde gee, elke antwoord is 2 punte op die einde van die dag. So hier het ons klaar 2 punte basis van, omdat hy die leier was van die regering, wat gruweldade gepleeg het. Dit is die eerste antwoord. Om verantwoordelikheid te neem vir mense, regteskendings en amnesty te vra. Ons nog 'n derde antwoord, maar ons nog net 2 antwoorde. Om die nasie te genees en jammer te toon oor apartheidsmisdade. Dit is al basis. Hy moes net verskyn en gesê dat ons is jammer. En dis wat FW de Klerk gedoen het. Hy het net gesê ons is jammer dat apartheid toegepas was en dit is basis al. Ons soek net 'n verskoning op die einde van die dag. Dan, dit wat die Waarheids- en Versoeningskommissie gesoek, net 'n verskoning. Dan 2.2.4, kommentaar oor die beperking van hierdie bron vir 'n navorser wat die Waarheids- en Versoeningsverhoring bestudeer. Antwoord, die bron is beperk. Jy kry nie 'n punt omdat jy sê die bron is beperk. Jy kry glad nie 'n punt vir dit nie. Die punt beginne van hier af. Die punte wat gekry word is van hier af. En onthou, jy moet 2 antwoorde gee. So dit beteken 1 antwoord gaan wees 2 punte. So jy moet nog 'n antwoord gee, dan kry jy nog 2 punte, dan is dit gelyk aan 4 punte op die einde van die dag. Nou kom ons gaan na die antwoord toe. Baie belangrik leerders dat as jy sê of 'n bron beperk is of nie, jy kyk na die opskrif van die bron. Baie belangrik, die opskrif van die bron gee ons nou en dan die antwoord wat ons moet hê op die einde van die dag. Dit is vooroordeelde eenkantig. Onthou, vooroordeel beteken eenkantig. Dit skets slegs die menseregteskending van die Nasionale Party. Dit onthul nie die gruweldade of misdade wat deur die vryheidsbewegings gepleeg is nie. Dit dui nie aan dat sommige lede van die vryheidsbewegings ook geweier het om voor die Waarheids- en Versoeningskommissie te verskyn nie. Het nie hulle 'n verkeerdheid publiek erken nie. So dit sê dat die bron is baie beperk. So beperk beteken daar is sekere goede wat ons verhoed om sekere goede te sien. Nommer 1 is eenkantig. Hoekom is die eenkantig? Hulle praat net van die Nasionale Party, wat het hulle verkeerd gedoen. Hulle praat net van die gruweldade wat plaasgevind het. Dan sommige van die bevrydingsbewegings het geweier om te verskyn voor die Waarheids- en Versoeningskommissie en hulle goede is nie publiek erken nie. So nou kan ons sien, ons het meer as 2 antwoorde. Ons het basies 4 antwoorde en ons nog net 2 vir hierdie vraag op die einde van die dag. Kom ons gaan na die volgende bron toe. Bron 2C. Ons kan sien dat Desmond Tutu staan hier bo op die klip. Ons sien hier is die groot krokodil. En wie is die groot krokodil? PW Botha, die voormalige president van Suid-Afrika. So PW Botha was genoem die groot krokodil. Ons sien hoe Desmond Tutu probeer om vir PW Botha op te trek, laat hy kan bo staan op die klip, waar daar geskryf is TRC, dit beteken Waarheids- en Versoeningskommissie, sodat hy kan verhoor word en net sodat hy kan sê, ek is jammer basis wat plaasgevind. Kom ons kyk na die vraag gou. Watter boodskappe word deur die
die spotprint oorgedra rakend die reaksie van PW Botha teenoor die Waarheids- en Versoeningskommissie, identifiseer die leier van die waarheidsversoeningsproses gedryf het. Kom ons gaan na die antwoorde toe gou. Die eerste antwoord, watter boodskappe word oorgedra deur die spotprint rakend die reaksie van PW Botha teenoor die Waarheids- en Versoeningskommissie. PW Botha het weerstand gebied teenoor die Waarheids- en Versoeningskommissie om te verskyn voor hulle. Die Waarheids- en Versoeningskommissie het probeer om PW Botha te lei of te lok na die Waarheids- en Versoeningsverhore. Tutu het 'n uitnodiging gehad om te verseker dat PW Botha voor die Waarheids- en Versoeningskommissie verskyn op die einde van die dag. 2.3.2 identifiseer die leier wat die Waarheids- en Versoeningsproses gelei het, aartsbiskop Desmond Tutu. En kom ons gaan na die volgende vraag toe. As 'n vergelyking vraag, kom ek lees die vraag en dan gaan ons na die antwoord toe basis. 2.4 vergelyk bron 2B en bron 2C, verduidelik hoe die inligting in bron 2B die getuienis in bron 2C ondersteun rakend die werk van die Vryheids- en Versoeningskommissie. Ons kan sien dit is 4 punte, dit beteken 2 antwoorde. 1 antwoord is basis, 2 punte en dit gee ons 2 daarso, so ons moet 2 antwoorde en dan kry ons 4 op die einde van die dag, wat hierdie 4 is op die einde van die dag. Kom ons gaan na die antwoord toe. Gou. Die antwoord is soos volg. Bron 2B stel dat Tutu probeer het om PW Botha te oortuig om voor die Waarheids- en Versoeningskommissie te verskyn, en bron 2C toon hoe Tutu sukkel om PW Botha te kry om voor die Waarheids- en Versoeningskommissie te verskyn. So dit gee vir ons 2 punte op die einde van die dag. Leerders, baie belangrik. Dit is genoem hierso, because die vergelyking wat moet gemaak word, wat is in 2B, wat in 2C is. So nou kan ons sien dat Tutu probeer om hom te oortuig, Tutu sukkel om te kry om voor basis, dis na voor. So basis hy het geprobeer, ons sien in die spotprint hoe Desmond Tutu probeer om hom te kry dat hy voor die Waarheids- en Versoeningskommissie moet kom verskyn. Dan die tweede antwoord, bron 2B, dui aan dat Tutu sy rug gebuig het om PW Botha te oortuig om voor die Waarheids- en Versoeningskommissie te verskyn. 2C wys letterlik hoe Tutu agteroor buig en 'n poging aanwend om vir PW Botha na die Waarheids- en Versoeningskommissie te trek basis op die einde van die dag. Kom ons gaan na die volgende bron toe. Bron 2D. Die volgende uittreksel is geneem uit die Waarheids- en Versoeningskommissie se finale verslag en lewer kommentaar op die reaksie van sommige Suid-Afrikaners oor die kwessie van versoening. Onthou, hierdie les het te doen met die debatte wat plaasgevind het, die positiewe kant en die negatiewe kant en die sentrale kant op die einde van die dag. Kom ek lees gou hierdie bron vir u. Om saam te val met die Nasionale Versoeningsdag en om die tweede herdenking van die stigting van die kommissie te vier, is registers vir versoening in Desember 1997 geopen. Een in elk van die streekkantore. Die idee van so 'n register is informeel onder 'n kommissarisse bespreek en het tydens 'n radio-inbelprogram duidelik geword hoe luisteraars 'n behoefte uitspreek het aan 'n manier om die spit en berou wat hulle oor vorige onregte gevoel het te artikuleer. Volgende paragraaf. Ons weet dat baie Suid-Afrikaners bereid is en gretig om weg te draai van 'n verlede van verdeling en diskriminasie. Binne 'n kort tydperk het dosyne mense na die kommissie se kantore gekom om die register te teken en selfs meer het die internet webwerf gebruik om hulle boodskappe oor te dra.
Baie briewe wat aan die kommissie gestuur is ook aan die register geheg. Sommige van die boodskappe was voorgestel van donasies aan die president se fonds vir herstel. Baie het vergifnis gevra, baie het dankbaarheid uitgespreek vir die geleentheid om uiteindelik publiek te erken hoe ons voel om die woorde wat van een bydraer te gebruik basis. Kom ons gaan na die laaste paragraaf toe. Dit is nie te laat nie. Ja, ek kon in die verlede meer gedoen het, kon dapperder gewees het. Ek betreur dit dat ek nie, maar nou is daar 'n nuwe geleentheid om aan hierdie land te 'n toewyding te toon op die einde van die dag, om respek vir menseregte te bou, om die land te help ontwikkel, om die ideaal wat in die grondwet neergelê is werklik te maak. Kom ons gaan na die vraag toe gou. 2.5.1 gee 'n definisie van die term of die terminologie van versoening in jou eie woorde. 2.5.2 waarom volgens die bron is die register vir versoening gestig? 2.5.3 kommentaar oor waarom baie Suid-Afrikaners gekom het om die register vir versoening te teken. 2.5.4 citeer bewys uit die inligting in die bron wat aandui dat baie Suid-Afrikaners toegewy is om 'n nuwe Suid-Afrika te herbou. Baie belangrik, kom ons gaan na die antwoorde toe gou. Definieer die term versoening in jou eie woorde. As hulle sê eie woorde leerders, dan beteken nie in verband met die tema of die onderwerp wat ons mee besig is. Die eie woorde beteken wat in die woordeskat moet gevind word basis. So iemand nou 'n woordeboek het en dan moet die antwoord daar gevind. Ek weet aan die eksamen is dit nie woordeboek nie, maar u moet die terme bestudeer en u moet dit in verband met die onderwerp en in verband met wat in die woordeboek geskryf is. Kom ons kyk na die antwoord gou. Om vriendskaplike verhoudinge tussen voormalige vyande te herstel, wanneer voormalige vyande verenig om mekaar vergewe en vredig voortgaan na 'n konflik, om voormalige vyande saam te bring na 'n skeiding of konflik waar veroorsaak deur apartheid basis. Vraag nommer 2. Waarom is die register vir versoening volgens die bronne gevestig? Kom ons kyk na die punte wat toegeken word. So ons moet 2 antwoorde kry en hierdie 2 antwoorde gaan vir ons 1.1.l gee. Kom ons kyk na die antwoorde. Dit is gevestig as gevolg van 'n diep wens vir versoening in die harte van baie Suid-Afrikaners. So dit gee vir ons 1 punt. Mense wat dalk nie grootskaalse skendinge van menseregte gepleeg het nie, maar tog wil aandui dat hulle spyt is oor mislukkings in die verlede om alles te doen wat hulle kon om sodanige skending te voorkom. Nog 1 punt. Onthou, ons nog net 2 antwoorde, want ons het 3 antwoorde hier op ons skerm. Mense wat op 'n sekere simboliese manier hulle toewyding aan 'n nuwe soort toekoms wil demonstreer waarin menseregte misbruik en nie plaasgevind het op die einde van die dag. Kom ons gaan na die volgende vraag toe. 2.5.3 kommentaar oor hoekom baie Suid-Afrikaners gekom het om die register vir versoening te teken. Baie belangrik, net 1 antwoord. Nou, as hulle sê kommentaar beteken die insig. Iemand het nou analiseer en dit beteken dit is 'n vlak 2 antwoord wat moet hier. So as hulle praat van kommentaar, die antwoord gaan nie in die bron weet. Daardie antwoord moet jy analiseer, jy moet die inhoud bestudeer. Kom ons kyk na die antwoord. Hulle berou oor die groot menseregte skending wat tydens apartheid gepleeg is toon. Hulle wou 'n openbare verbintenis maak tot die heropbou van 'n nuwe Suid-Afrika. 2.5.4 satier 'n geskiedenis uit die inligting. Die bron wat aandui dat baie Suid-Afrikaners toegewy is om 'n nuwe Suid-Afrika te herbou. Kom ons kyk na die punte toekenning. Soos 1 antwoord wat ons moet basies gee hierso. So die antwoord is, maar nou is daar 'n nuwe geleentheid om aan hierdie land te verbind, om respek vir menseregte te toon, om die land te help herbou. So hier is 'n punt.
daar's 'n punt, maar ons wil net een antwoord basis op die einde van die dag. Hulle sê hierso in die bron. So dit beteken die antwoord gaan in die bron wees. As hulle sê kommentaar, dit beteken jy moet dit analiseer en jy moet die inhoud ken van hierdie spesifieke onderwerp wat ons mee besig is vandag. Kom ons gaan na die laaste vraag toe, paragraafvraag. 2.6 gebruik die inligting in die relevante bronne en jou eie kennis om 'n paragraaf van ongeveer 8 lyne, ongeveer 80 woorde te skryf waarin verduidelik word hoe die Waarheid en Versoeningskommissie probeer het om versoening in Suid-Afrika te bevorder. Kom ons kyk na die antwoord gou-gou. Dit het volle amnestie aangebied aan oortreders wat die waarheid oor die misdade wat hulle gepleeg het onthul het, bron 2 A-basis. So nou maak ons 'n punt daarso. Die punt beteken dit is 'n feit wat gestel is basis. Dit beteken nie dit is 'n punt wat jy gaan kry nie. Die Waarheid en Versoening het 'n platform verskaf vir slagoffers en oortreders om met mekaar te ontmoet. Dit is nou eie kennis. So dis dit ons weer 'n punt daarso. Dit het ook 'n geleentheid geskep vir slagoffers om vrylik oor hulle lyding te praat. Sit nog 'n punt van 'n feit wat gestel was, maar onthou nou, eie kennis beteken dit is nie in die bron nie. Toe die voorsitter van die Waarheid en Versoeningskommissie het probeer om PW Botha te oorreed om voor die Waarheids- en Versoeningskommissie te verskyn, bron 2, sit nog 'n punt daarso. Vergoeding is aan slagoffers van groot menseregte violasies gegee om vir hulle verlies of skade te vergoed, eie kennis. So nog 'n punt daarso. Baie slagoffers het afsluiting van die Waarheids- en Versoeningskommissie gevind. Deur die register te teken het baie Suid-Afrikaners openbaar vir hulle verbintenis tot 'n versoening getoon. So ons sit 'n punt daarso. Baie belangrik. Die vraag is die Waarheids- en Versoeningskommissie het gepoog om versoening te bevorder. So ons kyk hoe was versoening bevorder in Suid-Afrika. Kom ons gaan na die laaste gedeelte van die antwoord. Positiewe aspekte van die Waarheids- en Versoeningskommissie het slagoffers 'n geleentheid gegee om hulle stories te vertel. Die daders kon aansoek doen om amnestie en vertel hoe hulle menseregte tydens apartheid oortree het. Die proses het die Waarheids- en Versoeningskommissie in staat gestel om die waarheid te ontdek en die prosesse en die proses van versoening te begin. Negativiteit, onthou leerders, as ons praat van negativiteit, onthou ek het gesê dat die les gaan oor die positiewe en die negativiteit in verband met die Waarheids- en Versoening. Nou kyk ons aan die negativiteit te kant. Negatiewe aspekte, sommige mense het geglo dat dit die wonde, kom ons maak 'n punt daarso, dat die wonde wat begin het om te genees weer oop te maak. Sommige slagoffers wou hê dat die hernuwende geregtigheid moet toegepas in plaas van en herstel geregtigheid daarvan. Dit sê basies dat hulle het gesoek dat 'n hernuwende geregtigheid moet toegepas word in plaas van herstellende. So hernuwende beteken retributive, herstellende beteken restorative justice. Hulle wou wraak, hulle was nie tevrede met die feit dat dader van welwillige misdaad vrygelaat moes word nie. Sommige van die daders soos PW Botha het geweier om voor die Waarheids- en Versoeningskommissie te verskyn om te verduidelik vir die gruweldade wat tydens apartheid gepleeg was te noem basis. So hierdie is 'n goeie voorbeeld hoe die paragraaf antwoord moet geskryf word op die einde van die dag. Soos ons kan sien, die sinne beweeg in mekaar in basis, soos byvoorbeeld dit stop hier vertel, outomaties daders volg daarna. Dit is wat ons sê 'n paragraaf. Onthou leerders, as dit puntsgewys is, jy gaan nie meer as basis 2 punte kry nie.
al die feite, al hierdie feite daarso, jy gaan nie meer as 2 punte kry. 2 punte is basies die die maksimum wat jy gaan kry. So onthou dat die paragraaf moet in 'n paragraaf geskryf word. Dit moet meer, onthou leerders, meer as 8 lyne wees, meer as 80 woorde is. 8 lyne, 80 woorde is die minimale punt wat dit moet bereik op die einde van die dag basis. Leerders, dankie dat jy ingeskakel het vandag en ek hoop jy gaan hierdie notas vat en deur dit werk en weer luister na hierdie les wat aangebied was en dankie vir jy belangstelling in jouself en sterkte vorentoe.